Dis nou al byna 'n jaar gelede sedert J.G. Oosthuizen se lewe onherroepelik verander het. Ons het kort na sy ongeluk met hom in die rehabilitasiehospitaal gaan praat, waar hy vertel het hoe hy en sy broer op 4 Januarie in die see gespeel het. Soos ek nou 'n backflip wou doen nadat my gegooi het, en toe het ek gesukkel om myself nou lekker te laat draai, en toe kom ek basies met my kop af direk nou na die grond toe. En ons was redelik diep geweest, so ek dink dit was dan 'n sandbank wat ek moes getref het. Hy is intussen ontslaan en woon nou weer by sy ouerhuis. Jy laaste ek jou gesien het, was jy nog in die rehabilitasiesentrum, jy daar in 'n bed gelê, dit was 10 maande gelede. Wat het intussen verander? Wat was vir jou 'n hoogtepunt en 'n laagtepunt van die afgelope 10 maande? Ek dink die beste was om huis toe te gaan. Jy's weer met jou vriende, dis so gemaklik by die huis en want in die begin was dit baie vreemd geweest want ons moes nou alles opset, ons moes ramps hier sit, ramps daar sit en ja, net jy weet dis trial and error, verskriklik baie. So toe ek hierdie stoel kry op my verjaarsdag, was dit fantasties want heeltyd deur iemand rond te stoot te word, jy weet, dis net so bietjie met my kind geleer, bietjie gecrash hier en daar in die begin. Ek dink een keer voluit in 'n muur vasgegaan, maar jy weet, mense doen maar hierdie goed. Hy werk ook hard by die biokinetikus om seker te maak sy spiere verswak nie. Hier kan hy selfs 'n paar tree op 'n dag loop met die hulp van 'n biomeganiese toestel wat hulle sommer die exoskelet noem. Dit vir moontlike toekomstige mediese vordering en sodat hy sy rolstoel beter kan beheer. Soos jy kan sien, die beheer vorentoe agtertoe is nie te sleg nie, kante toe is alright, so gaan net moet leer om die knoppies te druk, is bietjie moeilik, maar so leer 'n mens. So dit is die een doel wat ek al vir myself gestel het vandat ek in die hospitaal was. So as ek dit finally kan doen, is dit net so. Om met jou hand te kan. Ja, yes, dit is baie beter want as iets in jou gesig nie en jy weet jou nek raak nie seer nie. Wat is jou wens vir 2017? Hierdie arm hooplik by volgende jaar as ons hom so sterk soos Dean kan kry. Dan kan ons kyk na goed soos waar ek myself kan stoot in 'n rolstoel, ons kan kyk na sport soos wheelchair rugby en jy weet dit maak dit nog meer geluk oop so te sê. So gaan definitief kyk om hom sterker te maak. En ja, so dis maar my wense, sterker regterarm en matrieker. J.G. word dikwels geloof vir sy positiewe ingesteldheid en hy hoop om so ander mense te inspireer om ook hulle uitdagings te bowe te kom. Wat ek nog altyd sê is geniet jou lewe. Ek bedoel, if someone like me, jy weet, as ek sommer altyd kan, jy weet, complain en kla en sê, jy sien hierdie dag is sleg, ek nou nie gedoen wat ek wou nie. Jy weet, doen dit die volgende dag, doen meer die volgende dag, gaan mal. As jy nie gelukkig is oor ietsie, as jy ongelukkig is oor jou lyf, verander dit. Jy het die kans om dit te doen. Soos wat ek ook sê, jy weet, daar's mense wat altyd kla dat hulle is oorgewig en dinge soos dit. Maar selfs ek het op 'n tyd verskriklik baie gewig in my maag gehad. En in hierdie laaste maand het dit, ek sal sê, 'n paar kilos al van my maag verloor, deur net reg te eet. So jy weet, ek verstaan nie hoe mense kla nie. Dis die een ding, is be grateful and just enjoy life. Daniela van Heerden, Unies, Johannesburg.